Welkom by die Klipkouer Sakeondersteuningsnetwerk Potgooi Radio episode, oftewel die Klipkouer Son Potgooi Radio episode waar ons elke Vrydagoggend tussen 6 en 8 regstreeks met jou gesels. Die program word in 3 afdelings verdeel, naamlik digitale bemarking en tegnologie, regsaspekte van besigheid en finansies. Lekker leer en lekker luister. Right, maar kom spring sommer dan weg. Ek wil uit die blokke uit. Was iets interessants wat gebeur. Ek dink 'n hoogtepunt was gister toe ek tussen 2 afsprake is, 'n laatmiddag en 'n vroeg aand afspraak en ek bel vir Jacques. Hy's tussen die 2 plekke waar ek moet ontmoet en ek sê, "Hey Jacques, ons het dalk gou vir 1 uur, 1 bier gou ontmoet nie, net bietjie opsaai vir vandag." So hy sê, "Hey, great timing. Sit hy hierso by Bouma. Kom ek hier aan, drink 'n skoon Coke met net bietjie ys en ja, dit vang ek om hier alleen drink en dis drank in hand. En dit is altyd vir hom lastig as iemand saam met hom wil drink en sy pace afbring. Maar nee, toe kom ek hier aan en toe is dit maar net so die perfekte geleentheid. Die son sak, is die eerste donder weer hier in Pretoria en bietjie reën op die gras. En ja, ek kry net so 'n oomblik om bietjie te reflect en te sê, okay, wel hier is dit nou, dit kom, is op pad en so stilte voor die storm, maar dit was nog 'n spesiale oomblik geweest met saam te kon deel. Ek was deel, jy vandag, maar ek het iets wat ek gister ontdek het, wat super spesiaal vir my is. Dit is 'n bietjie weird, as jy dit nou gaan hoor, maar vertel ons, wat se nonsens het jy? Okay, maar nie maak asof jy nonsens kan praat. So ek soek toe onlangs, jy sal nou dink, ek sou 7 jaar in die podcast game, maar onthou, episodes verdwyn, dit gebeur. Ek bedoel, dit met Cliff Central gebeur, eendag het ek 'n opname gemaak, ek soek my opname, Greg op hy stadium, die stasie bestuur laat my weet, my onderhoud sit op 'n USB stick in hotel in Berlyn. Alright, so hierdie goed gebeur, né? So, en dan moet jy nou vir jou gas gaan bel, gelukkig ek die ou goed geken om sê, luister buddy, ek het goeie en slegte nuus, jy weet, maar kan ons asseblief oordoen, maar nietemin, ek doen die onderhoud, ek weet nie waar die onderhoud is nie, ek is nou tussen 3 verskillende rekenaars van Apple, van Windows afbeweeg, Apple toe en so aan, nou weet ek nie waar die ding gesink het nie, ek soek en ek kom eventueel op 'n folder uit, wat staan podcast recordings, en hierso is wat ek gekry het. Ready to rock and roll. Hier is my eerste live recording, die begin van my podcast, Dik Vellig, in Afrikaans, en ek moet nog besluit wat dit is vir die Christen Besigheidsnetwerk. Dit is vandag 15 Desember 2014. Ek sit hier so met my Yeti Blue microphone, my eerste toets. Dit gaan 'n memorable momentum wees om eendag terug te luister na hierdie, om te weet dis waar alles begin het. Ek sit met 'n Klipdrift brandewyn en Coke Zero. Classic. Jy weet het. My familie het Christian en Olivia het gaan speel ergens met homeschool goed en hulle is nou kuier by Charlene en op pad terug, so ek sit hier so 20 voor 9 die aand en ja, toets 'n bietjie die software uit om te sien, just to see how things sound, what is the distance I need to be talking at. I'm wondering if I'm speaking into the mic, do I need to be far away from the mic. Ready to rock and roll? Sure. Ja, jy moet nader gesit het, want ek het eers gewonder wie. Wat gaan daar? Het jy nie geweet, is ekie. So dit was vir my, en ek kon nie glo, ek wys vir my registraar, ek gaan toe op Amazon, en ek sien toe, ja, ek het om 14 Desember 2015, het ek my Blue Yeti bestel, en hy is die volgende dag daar, en ek het hom daai aand getoets, en dis vir my, ek sê altyd, ek glo nie in toevallighede nie, maar om daai recording te kry wat begin, dit was die eerste keer wat ek in 'n podcast mic ingepraat het, en hier sit ons vandag, en ons speel weer 'n soortgelyke game, maar op 'n ander manier, op 'n ander level. So anyway, so dit is my voorreg om met julle ouens te kon deel. Waar was jy toe daai opgeneem is? Ons was in The Flinting, so dit was 45 met noordwes van Londen af. Ons het daar ons het 'n jaar voor dit so toe getrek.
So ons was ons laaste 5 jaar daar so in die countryside wat ons het letterlik so 'n beesplaas daar naby ons. So jy het die beeste gehoor moe en ek het die beestrond geryk as die wind draai. En dit was ekstra spesiaal as jy braai en jy ryk beestrond. Soos weer is jy hier in die melkplaas. Ek wil sê jy's nou weer hier. Ek is na by die beesplaas. Ek is alweer, en dis waar ons actually kom settle het net, toe ons teruggekom het, toe ons melk kry ons vandag hier so by Bouma, kry ons van die Irene melkplaas, so dit is so beestrond konneksie daar so. Dit bly vreemd die Irene melkplaas, so aktiewe melkplaas in die middel eintlik. Nou, dit was maar altyd in outskirts gewees van Pretoria, nou is dit in die middel van 'n buurt, waar jy kan vars melk gaan kry. En ek dink hulle is nou 3de of 4de generasie, né? Is die van 'n byl, soos ek het met Adrian nou die dag, my vrou het hom, maar die man wil nie 'n onderhoud doen nie. Hulle is baie hulle voel unaccomplished, né? Sê in sy woorde, hy voel nie waardig om geïnterview te word nie. So dis interessant wat party ouens se ek wil sê definisie van sukses is. Maar kom ons spring oor, ek wil 'n bietjie trends praat. Wat is 'n interessante ding wat vandag in geskiedenis gebeur? Gebeurtenis in die geskiedenis. So, wel, ek dink vir my het nogal uitgestaan het is in 1945 het vrouens vandag in Frankryk vir die eerste keer gestem. Dis nogal ruk terug, mooi progressive vir Frankryk. Die outeur Huxley het vir George Orwell geluk gewens op sy nuwe boek 1984. Ek weet nie, ken jy 1984? Ek gehoor van dit, George Orwell. Ek weet van George Orwell. Ja, waar hy die toekoms voorspel het en gesê die staat gaan mense wil domineer en alles wil beheer en hy was mal geweest, man. Ja, dit was mal geweest en hy het gesê wie die mense hulle gaan meganismes gebruik om mense se breins te infiltreer sodat hulle meer. Ek het Charles Schwab by die boek modelleer geneem en hom aggressief bestudeer saam met Mein Kampf. Dat baie daai boek was baie profeties geweest en al hoe meer en meer verwys mense na George Orwell se 1984 en sê dit was so 'n akkurate voorspelling eintlik vir die wêreld gaan wees. Nixon en JFK was in 'n presidensiële debat wat nogal 'n groot was in die geskiedenis. Een van die eerste geteleviseerde presidensiële debat. Ons weet toe JFK het dit toe gevat en albei toe 'n beerd gekry en albei se presidentskap het nogal kontroversieel geëindig. Eens doodgeskiet, die ander een is gefire. Of hy moes bedank sodat hy nie gefire word nie. Ayrton Senna se crash in Japan in Suzuka. Dit is nie die een waar hy dood is nie, nee. Ja, hy's Mei maand. San Marino is hy dood, ja. So hy het wel was daar 'n ongeluk, maar hy het nog steeds sy tweede F1 Drivers Championship gevat. En ja, ook vir my net nogal interessant was dat in 2020 was dit vandag waar die hele gerugte begin het dat hulle gesê het die Russe het die uitkoms van die presidensiële verkiesing probeer beïnvloed en ja, so dis nogal dit het nogal 'n groot ding geword daai van die hele bespiegeling oor het Rusland toe die verkiesing beïnvloed en die nie wat sou die effek gewees het en ja, nou weet ons ons arme Russe word vir alles blameer. Maar interessant genoeg as we nou 'n bietjie kyk na ons gedagtes te prompt toe nou gister wat ons toe uitgevind het ons het die wêreldbeker in Parys gewen in 2007. Ja. So dis nou baie teen Engeland. Teen Engeland. Net so te loop, so my laaitjie is net gebore, so ons is op daai stadium, hy's 2 maande oud, né? So nou settle jy in. En ek is vir werk, is die laaste keer wat ek in my koöperatiewe, die laaste keer wat ek in Parys sou wees vir werk. En ek dacht die kick-off is 4:00 in die middag, soos vir normale mense dit doen. En ek boek my kaartjie vir laat die aand, soos 8:00. Net om in Parys uit te vind dat kick-off is as ek vlieg. So nou vermy ek alle TV's. Ek wil met niemand praat nie, wil niks weet nie. Ek klim op die vliegtuig, EasyJet, ek sê vir die lugvaardin, sê asseblief vir die pilot, as hy nou happy, hy wil nou scores dalk om met Engeland voor is, waarsku ons het ons oor dat ek kan, nee, weet, en dis letterlik, ek sit op die vliegtuig, ek klim van die vlieg, ek land so 1:30 in die oggend, daar by Luton, ek klim in die taxi, ek sê, before you say anything, don't say anything about the rugby, I haven't seen the match. En nou praat ons oor die weer goed, en ek kom by die huis, en ek's net so na 1 by die huis. En ons het daai tyd nog, ons het 'n DVD-rekorder gehad, soos nou, ons het nou gewalf, is nou nie meer 'n video nie, is 'n DVD. En ek druk play, en hier kom 'n kinderprogram op. En Krishna kom by die trappe af, maar
skate in my broek. Yes. En toe het sy die kanaal verander, maar sy trap my uit omdat ek nie weet arme ma wat 3 keer deur die nag moet borsvoed. So sy is ontsteld omdat ek nie haar uitdagings insien nie en ek is baie ontstel dat ek het tot vandag toe nog nooit die wedstryd gekyk nie. Ek was so kwaad, ek het gaan Google. Mag ek sê? Ja, ek het intussen uitgevind. Ek het gaan Google, ek het gelees tot vandag toe nog het ek nie daai game gesien nie. En ek was in Parys toe hulle hom speel. Wow. Maar ja, pas op vir haar wat jou vrou kanale net sommer verander. Met die nuwe kinders. Maar in elk geval. As ek nou terugdink aan daai game. Ek was toe 'n tweedejaars student gewees. So ons het dit op Blouberg by een van my vriende se oom gaan kyk en hy het vir nie drank gehad. En dit was nogal soos 'n student. Die coolste oom in die wêreld. World Cup final. Ja, dit was besonders geweest. Ons kon drink soveel as wat ons wou en ons het. Dan word dit kan. Nee. Ja, so vandag in die geskiedenis het ek 'n Moose Babbelas gehad. Die dag na die tyd. Het oulik gevoel. Maar Dewald, jy het soortgelyke probleme gehad. Ek het ongelukkig is in my vorige lewe toe ek nog bietjie meer van ek was nie student nie, ek is bietjie ouer as Ernest. 2007 was 'n goeie tyd gewees. Jy moet maak asof dit nie was nie. Ja, ons is converted, ons is nou rustiger. Ons is rustiger. Ons staan moeiliker op, so ons moet. Ja, jy sien familie het daar is 'n goeie seisoen. Dis 'n goeie seisoen, maar ek het my talks opgehang, so. Sê jy. So voor ons warm 'n bietjie op, so ons gaan binnekort net 'n vinnige breek vat. Ons gaan so 'n 3 minute breek vat wat lekker is en weer eens ek sê altyd vir ouens en die ouens wat my ken, ek is pro-Afrikaans, ek is onbeskaamdlik Afrikaans, ek's anti niks nie. So natuurlik een van die goed wat ons wou doen om te kyk kon ons nou musiek speel, maar julle sal nie glo dis nie so verskriklike is 'n baie digitized proses. Ek moet sê toe Spike nou terugkom, jy weet interessant hoe hulle die musiek wat jy speel, hulle het allerlei meganismes om te meet subscription. Ek's heel beïndruk eintlik, maar ek was net nie lus vir die nonsens om deur daai hoops te spring om nou net musiek te kan speel nie, want dit is nie belangrik. Maar jy nou die copyright breach van iemand nie. Nee, so en toe gesels ek met Lydia Winchester en sy verteenwoordig baie nuwe opkomende kunstenaars en so aan en ek sê toe vir hy, jy weet, kan ons hierdie nuwe ouens se liedjie speel? En sy sê toe ja, so ek het toe sommer Sea Storm en 'n ou in Botter. Ek dink die ander ou se sy naam is een van my beste palle op skool was Botter. Sy naam Botter. Sy naam is Botter. Wel, ek hoop dis sy stage name is seker Botter, ek weet nie. Dis funny want ons het net nou dag gepraat van toast. Toast koets. Sy broer. So ek wonder of dit botter en toast met mekaar. Wel 'n lekker jam. So ons gaan elke week gaan ek so twee liedjies in ons breek gaan ek speel weer eens om vir die ouens exposure te gee en so aan. So ja, dit is ek dink is nice een hand was die ander hand, maar ja, daar gaan ons wegspring. Ons gaan 'n breek vat, dan gaan ons wegspring met die ernstige dinge. Ons chat ons 'n bietjie digitaal bemarking tendense en ek dink ons gaan, soos die Engelsman sê, appropriately spring ons weg met hierdie ding wat hulle podcast noem en waarmee is ons besig hierso, wat is die tendense, wat gebeur like Suid-Afrika met die res van die wêreld, maar ons is nou terug. Kom ons gesels 'n bietjie, ek wil sê digitale bemarking en tegnologie. So ja, gister gesels ek weer met 'n joernalis, gaan die name noem nie, en my eerste vraag wat ek kry is, sy verstaan ek het 'n video reeks. Sê ek nee. So, wat is julle ondervinding al buite? Wat hoor julle wat ouens dink is 'n potgooi? Wat verstaan julle is 'n potgooi? Is 'n trick question. En kyk of julle luister. Maar ja, wat is julle ervaring al buite? Want is vir my dit bly vir my 7 jaar later of ek waar ons nou 8 jaar later van dit die speletjie gespeel het. Suid-Afrika is nog ver agter en ek gee julle vinnige stat en dan ek op praat. Pre-COVID 26% van die land luister podcast. Nou dis ook Suid-Afrika. Nou wat is vir my debatteerbaar, want ek sal graag wil weet wat se segment, want die swart gemeenskap is tradisioneel, ek wil sê is luisteraars. Dit is 'n radio is 'n goedkoop maklik ding wat daar in die middel van nêrens se entertainment is. So dit is ek wil sê dit is in hulle is amper in jou DNA en hulle hou van luister. So daar's massiewe hoeveelheid
gemeenskapsradiostasie, swart gemeenskapsradio. Ek dink ons Afrikaanse stasies is omtrent 250, 260 sterk. Min mense weet dit. Ook baie. Hulle weet nou van Pretoria FM, Groot FM, daar's 25 grootes, wat ek so sê wat 90% van die luisteraars het. Maar daar's honderde kleintjies. En so, ek wil sê, ek dink jy kan 'n nul dalk bysit vir die swart gemeenskap. So, 26% is dan post-COVID amper verdubbel, 43%. 'n Vergelyking met Amerika en Europa, wat 96% is. So, daar's 'n lig in die tonnel, maar ons is nog so ver agter, en ek weet Afrikaans is nog verder agter. Ek sê dit altyd. En dis weer eens, daar's nie taal spesifiek nie. So, dis die stats eigenlijk. So van 'n tegnologie perspektief, Jacques, ek dink as mens net wil lig op dit sit, ek dink die groot rede hoekom podcast nou meer in Suid-Afrika vlam vat as vroeër, is maar bandwydte dink. Ek meen ons het nou internet met fiber wat inkom en internet wat oral nou is jou mobiele data ook baie goedkoper. Waar ek meen, wel dit is die een kant en die tegnologie om radiokwaliteit informasie te stream, wat ons nou doen op soos 'n Hono, wat hulle dit kan kompres. Jy kan hierdie hele 2 ure luister en dit is, ek dink maar soos 80-100 meg. Waar, as jy dit nou tipies in 'n video gaan kyk, of het net as jy net tegnies weer die raw MP3 of die WAV, dis gigabytes groot, verstaan? En ek dink dit is soos tegnologie nou maar verder gegaan het, en mense raak bewus, daar's meer daar buite. Want soos jy praat van die mense is gewoond aan 'n radiostasie waar jy ingaan en as jy nou wil vra die definisie van 'n podcast. Radiostasie is vir myself soos 'n joernalis versus 'n blogger. Is daar struktuur en 'n spesifieke manier hoe jy geleer word, hoe jy moet praat. Dink 'n podcaster jy het 'n mic en jy kan praat. En jy maak die reels. As jy vir 'n uur wil 4 uur stories vertel, dan is dit. En daar gaan mense wees wat na jou wil luister. Al is dit net jou ma en jou sussie in my geval. Maar en my vrou natuurlik. Sy moet. En dan gaan my kinders ook laat luister. Maar so ek dink net dit is die groot ding is jy het hierdie vryheid. Ek dink jy word gebonde in 'n journalistiek, in 'n radio-omroeperrol. Niks fout met dit, maar jy raak gewoond in 'n spesifieke manier hoe dinge gedoen word. Waar hier sit ons vandag, as jy vir ons 10 jaar terug gesit luister, ons gaan in 'n mikrofoon en ons gaan voor mense praat. Ek meen selfs die tyd toe ek my podcast gehad het, dis snaaks, want jy sit hier en praat in 'n mic en jy het nie besef daar's mense na jou luister, maar as jy gaan kyk, iemand het een keer mooi vir my verduidelik. Ek het omtrent so tussen 400 en 600 downloads gehad 'n maand. Nou dit en weer eens ek vergelyk my met Amerika, en ons by Amerikaners geleer, dan sit ons nee, wat ons is nêrens. Maar wat jy regtig moet gaan kyk is jy moet dink ek sit nou en praat en hier's 400 mense hier in 'n vertreksmin. As jy 400 mense so saam sit, dis baie. En om te dink 400 mense actually, ek wil sê hulle investeer die tyd. Hulle kom luister. Hulle kies om te luister. Ek het hulle nie forceer nie. Al word natuurlik jou vrou en jou ma en jou. So ek dink dis die groot ding is jy hoef nie in 'n radiosegment nie. Jy kan oor enigiets praat. Solank jy waarde toevoeg op enige vlak vir die luisteraar. En die luisteraar kan kies. Ek dink vandag is ons so bevoorreg. Ek dink in die tyd toe ek groot geraak het, wat SABC 1, 2 en 3 en 1 radiostasie. Vandag, my kinders wat groot word, ons is so bevoorreg in terme van dit wat ons kan consume. En jy het sosiale media en jy het so baie goed wat vir jou tyd vra. Dat ek dink net weer eens, as iemand na ons luister nou is, baie dankie. Jy vat jou tyd, is 'n commodity deesdae, en jy vat jou tyd om te investeer in ons. Ek wil vinnig by jou aansluit. Die interessante ding, ek het 'n nota hier gemaak. Ek het onmiddellik gedink, ek het gister weer 'n mediese gesprek gehad. En daar's vir my 'n interessante korrelasie as jy gaan kyk na journalistiek, wat jy 4 jaar graad gaan swat tradisioneel. 'n Dokter, Elon Musk, wat sommer gou gaan swat het om 'n rocket scientist te wees, want hy kon nie 'n top 1 bekostig nie, nê? Ek bedoel, hy het dit letterlik gaan bestudeer om die basics te verstaan van rocket science. Ek dink nie baie mense besef dit eers nie. So die punt is ons is verby, en ek sien daardeur ons kan nou net YouTube video's kyk en gaan bou ons 'n rocket nie. Ek net vir die regering sê dis nie moontlik nie. Jy moet verkieslike ingenieur wees. Maar die dae is verby. Dis die geleentheid en dis ook die obstakel.
waar ouens kom nie verby dit nie, of hulle dink, het sy man selfs kerkwese, waar as jy nie 6 jaar gaan swat het nie, dan jy is nie 'n dominee en jy weet niks van, wat kan jy nou van teologie in die Bybel af weet, versus ek wil sê 'n pastoor wat nou, maar die ou het net so lank, hy spandeer net so tyd uit die verhouding, maar hy het nie 'n titel vooraan. So daai is vir my, en ek dink die Afrikaner, en ek wonder of dit selfs, en ek sê vra, of 'n deel van ons uitdaging is met hierdie podcast game, dat as jy nie 'n joernalis is nie, as jy nie 'n TV-aanbieder is, as jy nie 'n blerrie sanger is nie, ek sê ons altyd, swel vir vaste kriteria wie dit mag doen en nie mag doen, versus die content expert. En dis hierso ek wil dit beklemtoon. Hier sit ons vier, ons is content experts. Ek sal dit do as I do, en do as I say. Anderswoorde, hier is ons werk, dis wat ons doen vir 'n lewe. Ons is nie besig om vir teorie te voer. En ek dink dit is die groot verskil. En geen joernalis, en ek sê dit altyd met respek, geen joernalis kan kers vashou met die inhoud wat geskep word as 'n entrepreneur met 'n entrepreneur byvoorbeeld gesels, of 'n prokureur met 'n prokureur, of 'n business analyst met 'n business analyst. Kan nie kers vashou nie. Hoe kan jy? En ek dink ook 'n belangrike onderskeid tussen podcast en radio is 'n tipiese radiostasie het 'n publieke mandaat, dis kommersieel van aard. Die ding moet 24 ure 'n dag of ten minste 12 ure 'n dag hardloop en jy moet elke sekonde vul en dis heeltyd lewendig. Jy het te doen met sensor, die Broadcasting Complaints Commission, mens hoor baie kere hoe hulle sê as jy van iets nie hou wat jy hierso hoor nie, asseblief gaan maak dit aan ons bekend, gaan lê 'n klagte. Want hulle is onder 'n hulle word gereguleer. Hierdie is absoluut privaat, hierdie is op die internet. Ek glo dit is moontlik dat mense kan debatteer ten minste. Ek wil nou nie te spesifiek op die punt wees nie, maar dat omdat hierdie op die internet geplaas word en nie oor die Suid-Afrikaanse radiosyne nie, kan mens ook argumenteer dat ons is ook 'n bietjie apart van die regulering van goed. Ons saai nie radiosyne uit nie, so ons is nie onder ICASA se hand dit nie, maar ook in terme van die inhoud van wat ons sê. So 'n radiostasie het hierdie ding van ek moet back-to-back elke sekonde vul. Ek moet dit laat geld maak, ek moet die mense besig hou, waar podcast dit meer 'n ding van kom ons neem iets op, ons sit dit daar buite en gee liewers vir die luisteraar daai opsie, daai keuse van inhoud om na te luister. En jy kan altyd, ek hou van podcasts, daar's altyd hierdie gesonde balans, wel, ek kan nie sê dis altyd daar nie, maar daar's oor die algemeen vind mens dat daar's 'n bietjie van 'n balans in die entertainment gedeelte, van dis net lekker om te luister hoe mense klets, en aan die ander kant op opvoedkundige gedeelte van om regtig, en dit is na jou punt, Jacques, van waar jy eintlik met mense wat deskundig is in iets 'n geleentheid kry om net bietjie to speak their mind, en dis baie kere baie meer sinvol as net 'n gestruktureerde 15 minuut onderhoud wat ek gou 5 of 10 key vragies vra en hoop ek het die beste uit dit gekry, waar ons mens bietjie in die gesprek kan insettle, dan word dit baie meer sinvol en jy kry 'n bietjie meer van 'n gevoel ook vir 'n persoon deur na hulle te luister hoe hulle met mekaar net gemaklik praat, as so Freek Robinson styl, ABC breek klaar, reg? Absoluut. Dit verbaas my net nog steeds, die stats wat Jacques nou gegee het, is dat so min mense nog van die podcast vehicle gebruik en na luister in Suid-Afrika. Ek het nou die dag met 'n CEO gepraat van 'n maatskappy en vir hom vertel van podcast en hoe dit sy besigheid spesifiek kan bevoordeel. En op die ou einde, na 'n lang gesprek, sê hy vir my, ja, jy moet my voorstel aan hierdie Jacques ou. Ek wil hê hy moet vir my so 'n paar 5 minute podcasts maak dat ek dit op YouTube kan sit. Dit was nou na 'n uur se gesprek van wat is 'n podcast en hoe kan dit join the club. Ek baie daai gesprek al gehad wat jy met net jy verstaan eintlik wat jy nou net gesê het. Ja. En die app is op jou foon. Ek meen dit is so maklik deesdae. Maar ek dink dit sluit so lekker aan, Ernest, met tegnologie. Is mense verstaan nie altyd wat tegnologie en besigheid is en wat doen nie. Ek praat nou oor cloud technology en hierdie goed wat nou al lank is, weet, as jy vir iemand gepraat het van in die cloud, in die begin was dit, weet, every cloud has a silver lining, weet, wat wil jy met die goed in hierdie wolk gaan sit. In plaas van om ons kop in die sand te druk en te sê, wel, ek kan nie, weet, ek dink vir al Afrikaner besighede baie keer, as jy nou al lank operasioneel is, ons het altyd die ding wat sê, nee, maar as die ding werk, moet nie verander nie. Maar ek dink ons besef waartoe ons beweeg met tegnologie en waar die wêreld heen beweeg. Daai antwoord het al gewerk 30 jaar terug.
maar jy gaan deel van die statistiek word wat oor 5 jaar bestaan jy nie meer nie. As jy nie seker van die goeders, ek dink en mens moet verstaan, daar's nuwe tegnologie goed wat kom. Jy kan nie alles implementeer, alles doen nie. Jy moet verstaan, wat is hierdie nuwe ding? Waartoe gaan hy en hoe impakteer dit my besigheid? Nie alles in tegnologie, weet jy. Ek dink ook die groot ding nou wat gepraat word is 'n hele ding oor machine learning en AI en robots gaan ons werk wat nee. Ek dink ek wil dit terugvat die tyd toe die tikmasjien verander die rekenaar. Ja, daar is nie meer 'n hele kamer vol tannies wat tik nie, maar hulle het nog steeds net op 'n rekenaar getik. Die werk het bietjie verander en dit selfs vir hulle makliker gemaak. En as jy nou moet dink, jy moet met 'n tikmasjien en Tipex was die grootste uitvinding 30 jaar terug. Vandag is dit ongehoord van, dan wil ek nie eens gaan waar ons gaan met ons spelreëls en ons wil nie eens daar wees nie, maar ek dink die groot ding wat ek wil sê is, hierdie gedeelte gaan oor tegnologie en ek dink die lekker ding om altyd te gesels is digitale bemarking, want dit is flavor of the day, maar ons groter dinge rondom dit wat ons in die volgende episode bietjie sal bietjie in dieper delf, rondom hoe gebruik jy tegnologie en prosesse in jou besigheid ten einde te verbeter. Ek sit terug en dink, mens begin nie 'n besigheid net om besig te wees nie. Jy wil tog, daar's 'n rede, daar's daai why, hoekom wil jy begin? Wat is die impak wat jy wil maak? Ek dink dis altyd wat se impak wil jy maak? En dan, as jy met daai oogewink na dit kyk, dan sê ek, goed, maar kan ek deur dit en dit en dit te doen 'n groter impak na die wêreld? Ek dink dis wat ons doen met hierdie podcast. Ons probeer impak maak. Ek wil aansluit daarso deel wat vir my interessant is ek wil beklemtoon die virtual auditorium wat jy nou van gepraat het, van mense kies en ouens kyk neer want hulle wil 'n radiometrics en ek wil daarbey aansluit van kykers en luisteraars. Ek sê altyd karre wat verby die billboards ry. Dit is soos kliks op 'n webwerf. Dis is kliks op 'n webwerf of ek wil sê kliks op 'n webwerf is nog alright. Likes van jou post, shares van jou post. Beteken niks nie, want dit is nie meetbaar nie. Ouens kyk vir my geskok, hoe bly ek sien meetbaar nie. Nee, meetbaar teenoor impak is dit nie. Ja, en ook wie? Dis wie? Dit kan 300,000 kykers, 300,000 luisteraars. Ek weet wat Jacaranda, ek sonder hulle nou uit, maar kom sê nou maar, ek dink hulle 300,000 luisteraars. 24 uur program wat jy oor gepraat maar hè. En hy is 20 verskillende shows, 20 verskillende temas, 20 verskillende DJs. Maar jy tel alles bymekaar en dis hoe hulle advertensiespasie gaan verkoop. Ek wil weet wie het geluister, waar is hulle en wat het hulle gedoen? Wat is die aksie wat hulle geneem het toe hulle die advertensie hoor? En is dieselfde met kykers. As ons gaan kyk wat sake ontbyt op Saterdagoggend, dink hulle die kyknet ouens speel hulle 700,000 kykerkaart. 700,000 kykers, 2,5 ure program, 4 of 5 verskillende temas, van kos, entertainment, besigheid, maar jy tel alles bymekaar en jy sê daar's 700,000 kykers en ek sê maar Tannie Sunny het ingelog en sy wil die nuwe resepte kyk. Maar die arme Willie Wally wat daar sit, het R20,000 betaal om vir 5 minute oor sy besigheid te praat. En dan is hy geskok as sy maam nie bel nie. Want dis alles hy gelukkig is, want sy maam bel. Om vir hom geluk te wens met sy nuwe TV-loopbaan. So ek dink die punt is daarso, dit is nie meetbaar. Die karre wat verby die billboard ry. Selfe, van hierdie billboards, ek onthou post-COVID goeie deals op die billboards. Van hierdie groot billboards is R100,000 'n maand. Dan sê hulle vir jou, dis 'n hoë LSM, dis 100,000 karre. Alright? Wie is in die kar? Wat het hulle gesien? En het my foon gelei. Nou as ons terugkom na podcast toe, wat ouens nie besef nie, is dat, nommer 1, ons kan meet, ons weet daar het 1000 ouens gekom. Ons weet waar hulle bly. Nou nie die adres nie, so jy hoef nie af te lok nie. Te laat. Ons weer is Centurion. Hou aan luister, want ons weet waar jy is. Ja, hoe langer jy luister, hoe meer weet ons van jou. Ja, dis is hy speer, ek sit altyd dink in die flieks, en dan bel hy mos van die telefoon ook af, dan is hy stopwatch wat aangaan, want jy moet, ek dink jy 30 sekondes, en dan moet jy wat hulle figure so 1 digit op hulle triangulate, ja, dan is soos, okay, at least weet ek in die is, alright, ons weet nou, hy is in hierdie staat, okay, hy is in New York, en dan moet ons die blokke begin uitfigure, en dan sê hy, so toep, af, en dan is, so het alles verloor. Ja. Ek dink dat 'n paar ouens afgeskakel en terug ingeskakel. Geskyf, ons weet jy sit op die M1 vas. Ja. So, jy weet wat die area, weet natuurlik wat jy na geluister het, weet hoe lank jy geluister het, dis ook belangrik, dat jy gemiddeld 85% luister uit, dit help ook nie ouens sit 'n drop-off, na 10 minute hou hy op luister nie, so ons weet dat jy ten minste, en jy kan sien ook, jy hou die ad, of die promo geluister,
selfs watter gedeelte van geluister. Jy kan sien. En baie belangrik, dis hoekom hulle byvoorbeeld vir jou kan statisties bewys dat 86% van die luisteraars, natuurlik die podcast luisteraars, veral nou in Amerika en so, skip nie die ad nie. Want die advertensie is relevant. Ek sê altyd as ons kyk na Klipkous, hier gaan nooit iets op hierdie show wees wat nie iets met besigheid te doen het nie. Ek sê altyd lekker groot bek is Unilever môre vir my nou wil Pampers, jy weet, op adverteer of Huggies. Hulle gee my R1 miljoen, dan gaan ek dit nie vat nie. Alhoewel ek heel moontlik 'n podcast show skep om dit te vat. Ons kan 'n plan maak. Ons werk met toekomstige entrepreneurs. Maar dit is nie relevant nie. Jy gaan luisteraars verloor in die proses. En dit is weer as jy gaan kyk na tradisionele advertensies, is alles vir almal. Daar's ads wat my irriteer, musiek wat my irriteer. Inteendeel ek moet 'n shout-out gee vir jou Hot FM en Classic FM. Ek sê altyd Classic FM is die mees nuutste radiostasie wat daar is. As nie Elisie wat daarop is as jy luister nie. En toe kom Hot FM wat hulle self posisioneer as 'n old school 80s 90s musiek en die twee join forces. So nie net vat hulle nou Classic FM wat 24 uur lank moet hardloop nie, of ek weet nie hoe lank het hulle gehardloop nie, maar nou deel hulle die kanaal. So daai is vir my die beste voorbeeld van hoe jy twee niche markte bedien, baie effektief, koste-effektief op 'n baie slim manier, maar die klem lê op niche. En dan om terug te kom na meetbaarheid, ons kan vir jou sê of jy iPhone gebruik het, kan vir jou sê of jy 'n MacBook, ons kan vir jou sê iPad, kan vir jou sê 'n Android device. Jy kan selfs weet die kwaliteit waarteen jy geluister het. Jy weet so daai en selfs jou iPhone, dit sê vir jou iets van jou, die profiel van jou luisteraar. En natuurlik baie belangrik, seker die mees belangrikste, ons weet, dit is op Spotify. Spotify het natuurlik ontplof nou. Maar interessant genoeg, ek wil terug sê, Spotify, Apple Podcast en YouTube. En deel van daai statistieke wat ons gesien het, is dat YouTube is heiliglik die grootste luisterkanaal. 44%. En dit het gekom van die YouTube Premium, wat musiek speel. So, ek wil jou sê, dit is wat ons nou, dis hoekom ons weer die engine gestart het, om seker te maak dat jy die audio komponent op YouTube het. En die visual, verkieslik. Maar ek wil sê, if all else fails, kry die audio komponent op YouTube. Want dis waar die ouens luister. En, so ek sien ook 'n jonger generasie wat ek agterkom, geniet, soos my laaitie, ek kom agter jonger lot wat YouTube Premium verkies as 'n plek van consumption. So mens kan nie die meetbaarheid van dit onderskat nie, die ouens verstaan dit nie, en dan die laaste ding wat ek sal sê is, deel wat jy ook gesê het, 'n podcast moet deel van jou sales en marketing strategie vorm. En ek kom dit baie agter, dat ouens, daar's nie 'n strategie nie, is soos daar's ook nie 'n strategie om op TV te gaan nie. En Die strategie is ek wil met Dawie gesels. Ek wil met Dawie gesels en my foon gaan van die mikkie af lê as ek op TV was. Dit werk nie. Dis jou paar pelle, want dis hy 15. Hulle gaan jou bel. Ja. Die braaivleis vir die bragging right? Yes. So dit is die hartseer realiteite en die ouens verstaan dit. Maar soos ek sê, 'n podcast, daar's verby wat jy opdaag in die mic en praat en rekord. Daar is 'n strategie. So ek dink dit sal dalk interessant wees om dis nou baie letterlik amper 'n ding van om vir die koor te preek, maar want iemand wat hierna luister uiteraard reeds daarna, maar ek dink dit sal tog goed wees om net bietjie te praat oor wanneer en hoe luister mense na 'n podcast. Is dit net is daar net een app? Is dit net op YouTube? En ek vra asof ek nie weet nie. Is dit moet jy altyd op die regte link klik? Kan jy die goed weer na die tyd kry en soek? Wat as ek in die kar ry? Hoe luister ek daarna? Ja, ek dink dit is 'n praktiese aspek daarvan. En dit kom terug, kyk, dit gaan oor consumption on demand. Soos deel toe ek sê, jou data is nie meer die issue nie, dit was. Dink 'n 15 minute onderhoud nou is 3.5 megabytes gemiddeld. En jy download by jou huis. Jy het jou show, hy kan outomaties download en dan van daar af Bob is jou ankel. As jy app het op jou foon, ons het Apple Play en die karre, dit raak nou algemeen. So ek wil sê dis die maklikste ooit om dit te verbruik. Ja, ek dink ek was aansluit by Marie, ek dink jy het soveel opsies. Jy kan dit luister op Spotify, jy kan dit luister as jy Apple device het, kan jy dit luister op die podcast Apple device. As jy op YouTube is, kan jy daar's soveel. Wat Android sinne? Well, Spotify het daai bridge gegap. Histories moes ons SoundCloud gebruik om vir die Android user te akkommodeer. Spotify, ek wat Apple iPhone het, luister nie op Apple Podcasts, ek luister op Spotify. So ek consume en selfs met YouTube. So dis hoekom ek dink jou Android, dit het makliker geword vir Android
verbruiker om podcast te luister versus die Apple ou wat by default. Ja, ek dink die groot ding Apple het as deel van die die native apps, hulle podcasting kan ek maar sê amper half geboorte gegee aan het, want dit kom klaar op jou foon deel van dit. Met as jy 'n Android foon het of van die ander het, daar's nie 'n default nie, maar daar's so baie players, ek gaan nie vir jou kan sê nie, ek is 'n Apple ecosystem. Weet Spotify, maar Spotify is nie 'n native app nie, maar dit is 'n streaming device, maar daar's so baie plekke deesdae dat dit eintlik maak nie saakie. Ek wil amper al sê waar ook al jy deesdae content consume, al is dit soos YouTube waar jy video consume, kan jy die audio ook al kry. So daai is nie meer struikelblok nie. En wat vir my interessant is, ons praat nou van die ou wat op die M1 vassit. Jy het gewoonlik jou radio net aangesit en jy het ingeskakel op 'n radiostasie. Vandag het jy CarPlay, jy het tegnologie in jou kar. So dalk luister jy vandag in jou kar na ons en hallo. Hallo, kyk op die pad. Ja, Ek wou nou ja luister, nie kyk weer hy. Ek wou nog hoeka gesê het, ek dink amper daai steekproef van vroeër is by die Gautrainstasie gewees van 46% van mense wat podcast luister. Ek wonder nogals uit die groot populasie wat dit sal wees. Ek dink as jy dink mense wat nader aan tegnologie is, wat toegang het tot data, wat op hulle eie oorfone of klankstelsel daarna kan luister. Tyd het wat jy In transit is, ja. En jy weet mense wat rondry maar ook ek vind dat vir my is dit baie nuttig om byvoorbeeld sê maar ek oefen by die huis of ek doen iets huiswerkies, jy weet wat jy dagtaakies in en om die werf tipe goeders, is dit eintlik daar's baie tyd, ek dink Anthony Robbins noem dit net time, no extra time. Iets wat jy kan doen terwyl jy iets anders doen. En dis wat ek nogals vind podcasting lekker maak. En in plaas van om nou maar net musiek aan te sit of die radio en eintlik maar net bla bla in die agtergrond te hoor soos net amper white noise of wat ook al. Is 'n podcast so bietjie meer bring ietsie relevant vir my. Al is dit ietsie wat ek nie noodwendig so into is nie, maar so vind bietjie hieroor uit en dan dis altyd nogals interessant. Ek dink is die non-intrusive komponent, nee. Dit meng nie in nie. Meng nie in nie. En dit is wat ouens ook vergeet. So almal is, en ek bedoel kyk het 'n rol. Hulle noem dit daar's 'n naam wat ek onlangs geleer het en dit sal help as ek dit onthou het, maar dit is soos dis wat TikTok gedoen het. Dit is hierdie tipe van 'n sample, 'n sample visual ding. Jy proe. Dis tuisters. Dis die krag, dis eintlik die krag van kyk. As ek sien wat die groot handelsmerke en weer eens ek gaan nie name noem nie, maar almal wil 'n YouTube kanaal of hulle wil TV-reeks of 'n TV-kanaal. Hulle dink kyk is superior. Kyk is nie, want jy kan net kyk as jy kyk. Jy kan net lees as jy lees, maar met 'n podcast, ek sê altyd bed, bad, bike, braai. Ek weet nie wat stofsuig, wat hier die huis skoon maak. Bediende. By die huiswerk. Bediende, ek weet daai. So dit is die krag van die media. Dit meng nie in nie. En dis weer eens ouens kan dit nie onderskat nie. En meetbaarheid, nie intrusief nie, niche. Ek wil niche beklemtoon en die ou die persoon kies om op te daag. Jy forceer dit nie in hulle keel af nie. Ek dink dit wat lekker gaan wees wat ons gaan begin doen in die toekoms as ons praat oor tegnologie en daar's iets spesifiek. As jy nou praat van ons meng nie in nie. Ek dink jy hoef nie bekommerd te wees nie as jy dalk 'n stukkie nie mooi verstaan of luister nie. Wat hierdie nice maak, ons gaan vir jou 'n resource available maak na die tyd wat jy kan kom download of jy kan weer luister, jy kan kom vra, jy kan engage. Ek dink dis die verskil is dis nie once of jy het dit gesien en ek is nie seker nie is daar's ietsie daarna, ons gaan vir jou 'n pakkie gee, 'n pakkie vir die huis toe gaan gee saam met dit wat jy kan gebruik. Jy gaan nie net na 'n lekker buffet en jy kry 'n takeaway ook. Ja. Maar ek dink 'n belangrike ding ook is dat, en dis iets wat ek jou en julle geleer het, Jacques en Ewald, is die herverpakking van die inhoud. Is dat as deel van 'n digitale bemarkingsstrategie, dit is, jy sit iets daar buite, vergelyk dit met om by 'n handelskou te wees en jy stap tussen die stalletjies en hier kry jy nou 'n kans om die gesig van 'n besigheid te ontmoet, die beste verkoopsmense in 'n maatskappy, praat met jou uit hulle hart uit in persoon en hulle vertel vir jou hierdie ding, hoekom jy nou hierdie trekker moet koop of hoekom jy hierdie laptop moet koop of hierdie skoonmaakmiddel of wat dit nou ook al is en jy is sommer 'n bietjie meer oortuig as wat jy sou wees net op 'n advertensie van so persoonlik en om daai sê maar verkoopsman of dame op die voorfront te plaas en daai pitch
daar buite te sit, en as iemand iets luister, dan luister hulle daarna, en dit bly daar, en enigiemand kan in die toekoms weer en weer na daai gaan luister. Dis die beste manier wat jy dit kon na buite plaas, het jy dit gedoen, en dit kan jy dan nou weer ook vertaal op ander maniere, jy weet, gaan skryf dit neer, gaan maak bemarkingsmateriaal daarvan, gebruik dit as die inhoud van 'n website of 'n blog, want hierdie is so 'n gesonde, natuurlike manier om mense se gedagtes te prikkel. Reg? Die rakleeftyd is interessant. Jy het 'n paar goed en ek wil sê ter opsomming en laat ons aanbeweeg na die volgende segment toe. Is die niche content, as jy kyk weer na tradisionele radio, is my interessant ook, is baie aktuele sake. Is gewoonlik geanker in sport, die wisselkoers, politiek, iets wat nie relevant is volgende week nie, of oor 'n maand, of loadshedding het seker 'n baie lang raakleeftyd, ek weet nie, dis die wat... Ja, maar jy kan nie vir sê wanneer nie, want daai verskil die hele tyd. Daai verskil die hele tyd. So, as jy gaan kyk, as ons kyk na Klipkous en so, ek het nou nog downloads van episodes van 6 jaar terug, so ek wil vir jou sê, as jou content niche genoeg is, en ek praat nie van, jy kan 'n baie niche mediese podcast reeks hê, wat gefokus waar dokters, kom sê farmaseutiese maatskappy wat met sy spesialiste praat, en onthou mediese tegnologie beweeg teen 'n helse spoed, so ek praat nie daarvan waar tegnologie verander nie, maar oor die algemeen is daai inhoud daar binne van, het sy die persoon se storie wat inspirerend is, en sekere besigheidskomponente of funksionele komponente wat jy kan toepas, en dit gaan nog steeds relevant wees oor 3, 4, 5 jaar vanaf. So die ouens onderskat die rakleeftyd van die inhoud, en dan ek dink baie belangrik is, soos jy ook weet, jy sê die herverpakking. Ek dink dit is wat ek besef, en dis hoekom ek het onlangs ook veel ouens gesê, ek praat nie meer downloads nie. Ek sien bereid om daai gesprek te hê nie. Ja, dis natuurlik 'n mate van, jy wil ook nou nie sien jy 3 downloads 'n maand nie, want dit is ook 'n indikasie van die kwaliteit van jou inhoud. Maar dit gaan vir my oor die inhoud wat ons hierso skep, en ek wil net op daai punt ook sê, ons gaan hierdie inhoud elke maand gaan ons herverpak in 'n digitale tydskrif. So vir julle ouens daarso weer eens, behalwe dat hierdie teen vanaand 6uur, soos ek in daai eerste promo wat ons gesê het, vanaand 6uur is hierdie 4 potgooi episodes. Jy kan weer gaan luister, jy kan net na 'n sekere segment luister, en oor 'n maand kan jy dit kyk, lees of luister. En ek weet nie hoeveel mense nou luister nie, maar hallo ma. Dus, ek dink ons ten minste 4 mense. Maar ons, hierso is daai eerste liedjie, ek wil net weer eens vir Lydia Winchester dankie sê. So hierdie is 'n ou, sy naam is Botter, en sy liedjie is Blye Dromer. Ons is binnekort terug. Ons volgende segment, so ons het nou die bietjie digitale bemarking tegnologie gesels in die podcast ding. So ek sê ons sal nog daar op het raak die toekoms bietjie meer uitpak. Volgende segment is regspraak. Marek, ons praat 'n bietjie prokureur. Ja, dankie. So, daar's heelwat goed wat 'n mens kan sê wat interessant is in die reg. En dit is baie maklik om vervleg te raak in allerlei tegniese aspekte, en hierdie regter het hierdie ding so en so geïnterpreteer, en hierdie Latynse sin beteken nou van nou af so in 'n grondwetlike konteks en goed, maar ek dink op 'n praktiese vlak is dit belangriker en meer relevant om te gesels veral in 'n forum soos hierdie oor wat is die impak van sekere regsbeginsels. En nie net die regsbeginsels as sulks nie, maar ook die koste daarvan om 'n sekere regsbeginsel te wil glo of afdwing of daarin vashou. Prakties gesproke, byvoorbeeld, veronderstel iemand skuld jou geld en jy gaan na 'n prokureur toe en jy sê, "Hey, Dewald skuld my R20. Help my om hierdie R20 by Dewald te kry." Ja, dis die prokureur se werk om dagvaarding uit te reik en briewe te skryf en so, maar eintlik is die kliënt se behoefte om die R20 terug te kry. Nou as ek begin om vir Ernest R50 en R100 en R200 te vra om daai R20 te jaag, dan is dit lankal nie meer die moeite werd nie. En dit lei mens daarna om anders daarna te kyk vanuit 'n beroepsperspektief af vir my om vir 'n kliënt waarde te gee, en ek glo eintlik in die algemeen in ons professie. Kliënte soek waarde, hulle soek resultate, hulle wil nie weet eintlik wat sê die reg nie. Jerry Seinfeld sê dit so goed, hy sê, dis die lewe soos 'n bordspeletjie en ons almal gooi ons dice en ons skuif ons stukkies al om die bord, en as daar 'n fight uitbreek,
dan is die lawyer die enigste ou wat die binnekant van die boks gelees het. En hy kan sê, okay, jy mag nie met jou linkerhand gegooi het nie, jy moes eintlik net 2 dekke beweeg het en goed, en dan gaan ons weer aan. So meeste van die tyd, los mense eintlik self hulle probleme op sonder prokureurs, maar partykeer dan raak probleme groot genoeg, dat mense na 'n prokureur toe gaan sê, hey, help my met die ding, kry my uit hierdie situasie uit, of kry daai ou uit die situasie uit, of so iets, maar wat mense sien oor tyd, is dat, veral in groter besighede, is nogals 'n pertinente onderskeid tussen baie korporatiewe besighede en klein SMEs en so, is dat die korporatiewe besighede het baie funksies in die maatskappy wat nie net core business is nie. Hulle verkoop nie net toiletpapier en tandepasta en goed nie. Die gebou in Sandton is vol prokureurs en ouditeure en human resource managers en wat nie als nie. En dis omdat hulle besef, om hierdie besigheid te beskerm, moet ons die regte tipe hulpbronne om dit sit, om werklik die besigheid omvattend te bestuur. En uiteindelik ook baie meer proaktief na goed te kyk, meer ontwerpbeginsels te gebruik as krisisbestuur. Om te sê, waartoe gaan hierdie? In watse konteks vind hierdie plaas? Wat is waarskynlik meer en minder waarskynlik om te gebeur? Watse risiko's kyk ons na? En om proaktief te wees, spaar uiteindelik baie meer geld as om te wag tot die fight uitbreek en dan iemand ten duurste te kry en sê, help my om hierdie ding nou te verstaan en op te los. Dikwels te laat, en dis dikwels ook nie lewensvatbaar nie. En ek dink dit is 'n voorbeeld van iets wat 'n mens weet, van 'n perspektief op die reg, en wat is die impak van sekere regsbeginsels eerder as net die beginsel self. So ek dink net wat ons wil graag net tentoonstel is die gedeelte hierdie oor regspraak is om te sê, hoe beïnvloed dit jou as 'n SME? Hoe kan jy proaktief dink oor sekere goeters in plaas van net om oor regspraak te praat, nee maar, want ek dink ons wil nie eers wanneer die fight uitbreek, dan moet ons ook, maar wat se wapens moet ons nou hê, is om net proaktief so 'n bietjie preparation te doen, sodat jy klaar weet wat is nodig, wat is die basiese beginsels van 'n regsperspektief wat jy in plek moet stel, sodat jy nie uitgevang word nie. Ek gaan nie die boks hele binnekant van die boks lees nie, maar dat ek net die eerste gedeelte, ek moet die basic reels verstaan, nee. Ja, absoluut. Deel van die probleem is soos 'n cowboys, né? En ek dink die Afrikaner se sterkpunt en sy swakpunt, en ek wil sê dis 'n sterkpunt, meer as swak, is dat ons het mos nou hand geskit. Maar ek sê ook, jy weet altyd daai wat ek sê wat jy hoor en wat jy sê en ek hoor sien dieselfde ding nie. Veral nie as ons begin moedig raak vir mekaar nie en dan skop selektiewe geheueverlies in. Maar ek het vir jou vinnig gevra, is deel van die uitdaging juis nie ook omdat dit moeilik is in Suid-Afrika om vir klein bedrae te gaan baklei nie. Jy weet, ek dink ek al vir jou 'n storie vertel, in Engeland kon ons suksesvol vir, ek onthou die een fight was £700, so ons praat van R14,000. Jy kan gaan fight dit, vat jou 3 ure en jy wen hom, en word jou taxi geld sommer ook gecover in die proses. So nommer 1 is, hoe lyk dit? Jy weet, wat is die situasie met my as individu, om te gaan baklei, en as 'n besigheid, en ek wil sê amper, waar is daai lyne en waarvoor moet jy versigtig wees? Okay, daar's natuurlik 1001 verskillende eisoorsake en redes waarom mense met mekaar in dispuut staan en weet wat se uitkomste mense najag in dispuutprosesse en so aan, maar so byvoorbeeld sou dit na die CCMA toe gaan, was dit 'n werknemersgeskil, is iemand is afgedank of hulle salaris is net eensydiglik gesny. Kan mens na die CCMA toe gaan, dit is gemaak om toeganklik te wees, jy kan dikwels sonder regshulp nogals redelik ver kom, jy word gehelp daar. Daar's eintlik in Suid-Afrika oulik vir my, al hoe meer sulke ombudsprosesse en ombudsforums wat werklik waar bedoel is om toeganklik te wees en om vinnige regshulp te kry en maklike regshulp. Dit kom ook met die probleme, dis nie 'n perfekte antwoord nie, dit is baie dikwels volgens die handboek 'n perfekte antwoord, maar prakties kort jy maar ook regshulp, jy kort regshulp. Weet mense van dit? Ek wil sê dis die ander kant. Dit klink, ek weet van baie van hierdie goed nie, nee. So dis dit is ook 'n bietjie van 'n grap dat mense dink dat dit is baie meer op die voorfront, dat jy weet as jy in 'n estate bly, kan jy na die community schemes ombud toe gaan en jy kan 'n saak daarna verwys en hulle kan nogals redelike hulp vir jou gee. So daar is baie toeganklike regsmeganismes waarop mense kan staat maak, maar
veral met geld, met hof toe gaan, goed waar jy eintlik maar net by 'n landdroshof in die Hof 'n eis kan laat afdwing en 'n bevel kan kry, raak so vinnig nie meer lewensvatbaar nie. Jy weet, dit is so dikwels die geval waar mense, selfs daai grap van skik op die trappe van die hof, dit gebeur baie dikwels. En meeste van die goed kom nie eers tot by die trappe van die hof nie, dit word op pad soontoe geskik. En die cowboy ding wat jy van praat en die handskit ding, moet mens nie onderskat nie, dat 9 uit 10, is dit nie 9,5 uit 10 van die kere is in die samelewing, los mense probleme self op, en is 'n hof nie nodig nie, en dis ook hoekom dit so uitsonderlik is, dat daar party goed na hof toe gaan, dit is eintlik 'n fraksie van insidente, maar die kostes is 'n baie belangrike aspek, en om eerstens net in ag te neem, dat voor jy 'n gebou bou, doen jy 'n opgawe van wat die waarskynlike kostes gaan wees, dan maak jy 'n besluit of jy gaan begin bou, anders kom jy halfpad en jy sien jy moet ophou. Nou, dis dieselfde met 'n regsgeding, as jy nie die ding kan deurvoer nie, dan dikwels is dit beter om vroeg daai sommetjie te maak, jou laaste kat en te sê, hey, kom ons skik hierdie ding, of kom ek skryf dit af, kom ek oorweeg hoeveel geld ek in hierdie gaan insit, en kyk of daar nie 'n beter spandering van my geld is nie. Maar Marie, is dit nie dieselfde as jy nou 'n voorbeeld van die huisbou of die gebou nie, ons dink analities, ons dink logies dan, is meeste van geskille nie emosioneel gedrywe, ego gedrywe nie, dat die basiese beginsel soos jy dit nou verduidelik, is uit die deur uit, is ek gaan jou beklei, want ek is kwaad vir jou, en ek dink partykeer, dis waar die regte prokureur, dit moet fasiliteer, meer soos 'n marriage counselor, as wat hy die wet moet ken, om mooi te verduidelik, dit is uiteindelik, dis waartoe julle gaan, ek verstaan julle is kwaad vir mekaar, this is where logic prevails. Ja, so prokureurs is huursoldate, ons word betaal deur iemand om hulle fight te fight, en die persoon wie betaal, nomineer die vyand, en sê, hierso is my rede, hoekom ek teen hierdie ou wil beklei, en ons lag eintlik altyd, dat oor hierdie woord beginselsaak, dis, mense met daai ding uit hulle kop uitkry, wanneer hulle na prokureurs toe gaan, ek sê, as jy regtig in 'n beginsel glo, wil ek kyk of jy daai beginsel oral konsekwent in jou lewe toepas, dan kan jy vir my sê, dis 'n beginsel, maar om net te sê, weet jy wat, niemand doen dit aan my nie, dis 'n beginselsaak, ek gaan hierdie ou kry, al kos dit my Ek skree nie vir die stormers nie, dis 'n beginsel. Wel, we net nie 'n prokureur kry om daai punt te vat nie, jy weet, op 'n outsourcing model nie, want hier's iemand met jy moet verstaan, 'n negatiewe insentiewe stelsel. 'n prokureur word tipies per tyd betaal, nie uitkoms nie. So as jy vir my nou gaan sê, hier's 'n beginselsaak, en ek word betaal vir hoeveel tyd ek aan jou beginsel spandeer, nie wat ek reg kry vir jou beginsel nie, is ek klaar op jy afdraande pad. Dan moet jy seker maak, daai beginsel is vir jou baie werd, en jy weet wat dit jou kan kos, as jy dalk ook dit nie reg kry om daai beginsel. Skus Ernest. Ek dink mense moet die emosie heeltemal daar uithaal, soos wat ons nou gesê het, en amper dit as 'n belegging na kyk, en kyk wat is die return on investment, want daar gaan 'n investment wees, dit gaan jou geld kos, wat is die risk versus reward hierso, wat kan jy terugkry, en wat gaan dit jou kos, maar dan nie een groot probleem wat ek dink ons het as entrepreneurs en kleiner besighede, is die bullies, die groot maatskappye, die corporates al buite wat hulle eie legal systems het, en daar gaan mens, ek dink seker 9 uit 10 keer die fight verloor. Dit is so waar, dat wanneer daar ons noem dit nou maar 'n regsgeding is, maar is eintlik maar net 'n dispuut tussen entiteite, dit kan mense en maatskappye wees, is dit, moet mens na al die faktore kyk in die spel, en nie net die beginsel wat jy hoop die belangrikste een ter sprake is nie, want as jy teen 'n groot vyand te stand kom, soos 'n groot corporate, en hulle het hulle eie binneshuise span, hulle het goeie prokureurs wat hulle in elk geval betaal, of dit nou sin maak of nie, hulle het 'n budget vir die jaar waaruit hulle dit trek, so of dit nou hierdie keer die moeite werd is of nie, vir hulle is dit, vir 'n groot corporate is beginselsaak baie belangrik, want hulle wil nie die verkeerde president stel nie, vir hulle is die beginsel, jy gaan nie wegkom hiermee teen ons nie, byvoorbeeld.
En daar's soveel leverage, soveel muscle wat hulle in dit kan ingooi, amper steroids as ek dit so kan noem, hoe onregverdig daai voordeel is as dit nou sport was, dan is dit soos om teen iemand op steroids deel te neem, en hulle gaan, ongeag van jou beginseltjie en jou feite, gaan hulle jou kan stormloop, deur net langer in die game te bly, deur 'n bietjie meer modder in die water in te gooi, die dinge bietjie meer blurry te maak, bietjie uit te rek, dat die war of attrition, teen die tyd wanneer jy 3-4 jaar later uiteindelik in die hof kom, het dit jou al soveel gekos, en nie net geld nie, moet mens besef, dis tyd, dit is jou energie, dit is jou welstand, jou emosie, dit is baie moeilik om jouself heeltemal net te verwyder van iets waarin jy intiem betrokke is, en as jy in die gesig gevat word, en jou belange word aangeraak, is dit baie moeilik om net stoic en level-headed te wees, en 100% koud rasioneel, maar eintlik is die regte ding om tog so 'n bietjie meer 'n rasionele aanslag te vat, en ook, ek dink wanneer iemand met 'n prokureur te doen het, baie reguit daai gesprek te hê vroeg al, en dit sommer op skrift te plaas as deel van die opdrag, en sê, neem in ag, dat die waarde van dit waarvoor ek beklei hierso, is dit, en as ons bo 'n sekere limit gaan, om hierdie ding te jaag, wil ek uittrek al, maak nie saak wat nie, want dan En ek wil sê, 'n goeie prokureur sal cut both ways, nee. Ek wil sê 'n goeie prokureur soos jy, en ek wil nie jou heuning om die mond smeer nie, maar jy waarsku vooraf, is jy seker jy wil hierdie fight, en ek bedoel, ons is besig om onder andere skelm etters, maar nou wil ek daai vraag in pertinent met hierdie een maatskappy wat so rukkie gelede in die nuus was, vir die verkeerde redes, nou het ek 'n kontrak, hulle skuld my geld, nou wat nou? Los ek dit net, want ek het nie daai, jy weet, daai muscle, daai steroids, ek is korrek, ek is nie. Dis 'n baie goeie vraag, want die feit van die saak is, dat selfs al het jy 'n goeie saak, selfs al het jy 'n kontrak, moet jy nog steeds deur die hofproses gaan as die ander party nie wil saamspeel nie, en hulle wil nie net toegee nie, en dis interessant genoeg, mense is geneig om te dink, ja, die ander mense, hulle is skelm, hulle weet hulle is verkeerd, hulle weet hulle skuld ons geld, hulle weet hulle kan dit nie doen nie, dis natuurlik obvious vir hulle, ek seker hulle lê wakker in die aand en stres oor hierdie wat ons nou teen hulle het, en dan as jy die ander kant van die storie hoor, dan is dit soos, nee, die ander kant sien dit heeltemal anders. Johan het bedank intussen, dis by 'n ander maatskappy, hulle dink waarskynlik dat jy is 'n skelm, hulle dink hulle is reg, hulle dink jy mors hulle tyd, hoe durf jy hulle aanvat, en so voort, so dis die ding, okay. So die kostes kan baie vinnig dit verbyvat, al het jy 'n goeie saak, en ek dink selfs daar is die proaktiewe element, dat sou dit veral in besigheidstransaksies, kan jy in die kontrak jou eie geskilbeslegtingsproses definieer en daartoe toestem, en sê, hey, as ons in 'n dispuut beland, oor dit wat ons nou hierso handel, gaan ons dit op hierdie manier hanteer, ons kry 'n onafhanklike deskundige, om 'n ondersoek in te stel, en vir ons 'n uitslag te skryf wat bindend is op ons, sodat ons nie deur hierdie hofproses hoef te gaan nie, byvoorbeeld. Ons kry reëls in plek, mooi gedefinieer voor die tyd. Daar sê. Maar daai wat jy nou gesê het, Maurice, dit gewoonlik daai gedeelte wat praat van arbitrasie, wat jy in 'n kontrak sit. Yes, tipies. En dan is daar nou eintlik 'n bietjie van ek kan sê, die nuwe ding, is nou nie so nuut nie, maar baie mense weet eintlik nie daarvan, is so tussen mediasie en arbitrasie. Kyk, mediasie is iemand wat 'n gesprek fasiliteer tot mense ooreenstem tot 'n skikking. Arbitrasie, 'n arbiter is iemand wat voorsit, amper so 'n private hofsaak, lei amper in 'n vertrek. Hy luister na al twee stories. Luister na al twee kante, daar's reëls en dis jou beurt en bewysstukke en argumente en dan is die bevinding. Adjudication is wel 'n middelganger ding wat ek dink veral in die konstruksieindustrie ontstaan het, waar daar nie altyd tyd is om te gaan stop en 'n probleem op te los en dan aan te gaan nie. Ons moet beweeg, waar 'n onafhanklike persoon wat kundig is, die 'n meer vloeibare proses kan volg, en in plaas van om met streng reëls alles te probeer reguleer, meer wat hulle noem inquisitive is, meer ondersoekend is, en die antwoorde self soek, en sê, ek hoef nie als te hoor nie, ek wil net hierdie 2 of 3 vrae vra, en kom ek terug na jou toe, nou vra jy daai en daai, en uiteindelik kan daai persoon vasstel, sê, hier is eintlik net 1 of 2 goed wat ons regtig moet bepaal, en dan kan ons die bevinding maak, en die snaakse ding van hierdie adjudication proses,
wat baie meer informeel is en baie anders as die tipiese wat hulle met accusatorial hierdie ek versus jou skuld. jou skuld, nee, dis jou skuld is meer 'n ding van kom ons vind die feite Sê huwelik seminar. Ja, wel ek sal 'n bietjie meer Counselor, ja. Kom ons Kyk, maar dit kan ook backfire, nee. maar jy bring albei na die tafel toe en sê, weet, want as iemand net soos in die middel die counselling is, maar eintlik is julle albei verkeerd. Weet, Ja, jy wil iemand hê wat 'n bevinding kan maak wat sê hy is verkeerd, sy is verkeerd of is nie eers altyd hy of sy is verkeerd nie. Dit is maar ek dink partykeer is dit ook nie verkeerd nie. Ja, presies. Dis hoe jy dink aan dit. Yes. Want partykeer is jy nie heeltemal verkeerd nie, is net maar ek het nie besef jy is ongelukkig met my nie. Ja. Dan is daai partykeer het jy net daai iemand moet net vir jou dit sê. Ja. En iemand anders, die ander kantste party wat nou wil beklei. En daar maak jy 'n baie goeie punt dat met adjudication vind hulle dat dit is 'n ou statistiek wat ek gehoor het, maar ek glo is eintlik waarskynlik waar, is dat hulle sê in 98% van gevalle aanvaar mense die uitkoms van 'n adjudicator, al is dit nie so perfek, jy weet, na soveel analise en deurtrap van die kwessies en goed nie, net want dit bring finaliteit. En daarin lê eintlik 'n baie belangrike goue sleutel wat almal moet onthou, is dat finaliteit is meer werd as geregtigheid. Jy dink jy soek geregtigheid. Ek kan jou nou sê, jy doen nie. Jy soek finaliteit. Dat as jy regtig getoets word, gaan jy uiteindelik meer waarskynlik sê, kan ek net hierdie agter my rug sit. As ek gaan nog 2 jaar gaan, ek gaan nog 200 000 rand spandeer, ek wil die einde van hierdie ding sien. Dit gebeur super selde, dat daai die motivering is, as daar nie 'n baie belangriker kommersiële of belang. Jy wil net hoor wat sê Judge Judy Keiter vir jou. Maar wat is die ek dink dit is belangrik oor die finaliteit is dit gaan nie net oor die geld wat jy spandeer aan regskoste nie. Ek noem dit altyd mindspace. Weet, as jy nou in die aand wakker lê oor hierdie geskil, wat beteken dit? Hoeveel verloor jy in jou besigheid nie? Ek meen ons praat nou oor 2-3 geskille kan lank aangaan. Waar kan jy het nou dalk beklei oor iemand wat jou koffie gekopie het. Maar hoeveel ander idees kon nie meer opgekom het in die tussentyd wat nog 'n groter wenkoffie is. Ek dink altyd mens al teruggaan, waar kan jy wees? Maar ek dink is weer eens, ons is mense, ons is emosioneel. Partykeer raak ons vas in hier soos jy het genoem die beginselsaak. Ek dink jy het 'n oulike storie nou daar verduidelik van as ons in die bar sit en die ou vat in jou meisie se bout, jy weet. En die media het en so, maar okay, so ek gaan dit los, maar ek wil net gou 'n laaste klap gee op pad uit. Weet, nee, jy moet dit nou los. Ons moet nou weet jy met is dit los. Ja, dat eintlik soos in 'n bar fight is daar nie 'n wenner nie, daar's net altyd 2 losers. En dis omtrent hoe dit werk met regsgedinge dikwels en ek kan nou nie sê dit vir almal. Ek het nie welkom se bar fights gesien nie. Daar is verloders. 'n duidelike verloder. Maar ek bedoel die waarheid is dat jy wil eintlik uit die fight uitkom. Jy wil wegloop al het daar ongeregtigheid geskied. Is dit baie dikwels die beste om die fight self te vermy en jouself te vra wat is die beste gebruik van my tyd en hulpbronne? Presies wat jy sê, Dewald, dat is dit iets wat ek regtig wil verder geld in belê en eintlik op risiko plaas? Of is daar dalk 'n beter manier wat ek daai selfe geld kan spandeer, ander geld kan maak en oor kan begin met 'n skoon gedagtes. En op 'n laaste punt ook, ons gaan kyk uit, maar hy gaan wat ons ook in die begin hierdie podcast ding, alles wat ons hier doen is dis daai gratis ware toevoeging, nee, wat ons hier doen. So maar hy gaan ook 'n standaard service level agreement instel wat ons vir jou besigheid daar wat jy kan bietjie tweak, maar ons gee vir jou fondasie om seker te maak daai handskit is 'n bietjie meer formeel sonder verrassing. So check 'n bietjie uit vir dit. Ons gaan 'n breek vat en hierso is C Storm is die kunstenaar en sy liedjie is Koenlapper. Lekker luister. Wat is ons is nou so in die laaste deel van die oggend waar ons 'n bietjie gaan geldjies praat, Ernest. So oor na jou. So vir oggend het ek besluit om soos wat ons nou afskop hierso met ons eerste episode of uitsending, ek besluit om net Opsending.
Skie, Dis 'n potsender. potsending, Dis 'n raas-sending. Rapport-sending. Kaastradio. Ek hou daarvan, Kaastradio. Gaan dit vat. Nou vir die Mary, kan jy trade pond jy doen gooi. mos trade maak. Wat is hy? Kaastradio. As 'n pond gooi. In elk geval, ontgooi. Ons praat nou van hengel hier, so wat was ons nou? Nee, die geld. Oei. Ja, die geld. Sorry Ernest, ons weet jy's 'n snaak sou. So Nee, jy hulle nou is in ons verander nou die heeltemal die energie in die kamp. Ja, maar nog boervin ook, weet jy, soos ons daai vind, dis visvang, ons gooi hom nou Ons aan. weet dit is 'n visbesigheid. Ek het nog nie eens begin praat nie en julle gegaan al. Goeie bokke. Daar's hy. Dankie. Nou in elk geval so ek het besluit om af te skop wil ek net so 'n klein bietjie meer vertel van boervin, wat dit is wat ons doen, hoe ons dit doen. En dan sal ons later met volgende episodes bietjie meer begin geldjies praat, verskillende forme daarvan. So ek het gedink dit sal net sin maak om as ek nou bietjie van boervin praat, dan eers te praat oor pasta sous. Ja, dis waar ek graag wil begin. So in die 70's was daar 2 maatskappye gewees wat pasta sous gemaak het. Fatties en Monies. Fatties en Monies. Dit was Ragu en Prego was die 2 pasta sous maatskappye. In Italië nou. Ek is nie ek is nie seker waar presies hierdie afgespeel het nie. Kom ons sê dit was in Italië. Maar hier is ons hier is ons ook 'n Duitser betrokke. In elk geval feit of 'n grappie. As ons finansies praat ons feite. So wat gebeur het is Ragu was 'n goedkoper produk geweest, goedkoper bestanddele waarvan hulle dit gemaak het, maar hulle het tog altyd die meeste souse verkoop. So Prego wat 'n baie hoër kwaliteit pasta sous was nie die gunsteling nie. So wat hulle toe nou gedoen het, is hulle het toe nou die Duitser, hier kom hy nou in die storie, Howard, ek kan nie nou onthou wat sy van was nie, Schultz. maar hy was 'n psychophysicist. So hy het goedjies gemeet en dan toets hy dinge en dan maak 'n bietjie steekproef en dan op die ou einde dan maak hy nou 'n conclusion en dan sê hy dit is hoe dit gaan wees. So wat hy toe nou gedoen het is Prego stel hom aan, hulle sê vir hom ons sous is beter, maar waarom verkoop dit nie so goed nie? En hy gaan kyk toe en hy sien daar's basies net 2 tipes pasta sous. Jy kry of spicy of original. Dis die enigste 2. Spicy of nicey. So wat hy toe nou doen is hy vra vir mense, wat wil julle in 'n pasta sous hê? En hy kom toe agter mense weet nie. Hulle weet nie wat hulle in 'n pasta sous, hulle weet daar's spicy, hulle weet daar's original. So hy gaan toe en hy gaan skep toe 45 verskillende pasta souse. En hy laat hulle toe nou toets. Die mense proe toe nou, hulle eet toe nou vreeslik baie pasta sous vir 'n lang ruk. Party was bietjie suurder, party knoffel by gehad en so het hy nou 45 verskillende souse gemaak. So vind hulle toe nou uit dat mense wil eintlik chunky gehad het. Dit is toe nou die een wat hulle toe nou besef het. Die Chunky, so stukkies in 'n lekker chunky pasta sous wil hulle toe nou gehad het, maar hulle het dit nie geweet nie. Tot hulle dit geproe het nie. Nou die hele rede waarom ek nou begin met pasta sous is dit is hoe boervin besigheid doen. Meeste mense weet nie wat dit is wat hulle nodig het nie. Hulle weet nie wat dit is wat hulle wil hê nie. En ons kom met 45 of hoeveel verskillende oplossings en moontlikhede. Ons kyk na jou spesifieke omstandighede en ons maak dan nou 'n pasta sous wat jy nie eers geweet het bestaan nie, of 'n oplossing tot 'n ingewikkelde probleem en jy het nie noodwendig geweet daai oplossing bestaan nie, maar dit is ons werk om vir jou te gaan soek en te implementeer. En dit is basies my pasta sous storie dan nou en hoe Bellissimo. Wat is die woord? Bon appétit. Bon appétit. Dis moer awesome in Italiaans. Maar ek dink dis waar die verpersoonliking kom, nee Ernest, is jy weet nie waarvan jy hou wat jy soek nie, maar kom ek gee jou exposure, kom ek gee jou 45 proesels, sodat jy proe wat is lekker, nee. Yes. En ek wat was Henry Ford wat gesê het, as ek vir mense vra,
wat wil julle hê? Dan gaan hulle sê 'n vinniger perd. Hulle kon nie 'n kar in hulle koppe geimagine het nie. Ja, kyk, en Henry Ford het hy het ook gesê jy kan die kar kry in enige kleur wat jy wil hê, solank dit net swart is. Ja. So ons is bereid om vir jou bietjie te customize, die oplossings en verskillende kleure en geure daarin te sit. So in elk geval, dit is sommer dan nou net so vinnig ligtelik hoe ons dinge benader. So boervin het te doen met basies enige finansiële dienste. Ons het 'n makelaary, so ons doen alle forme van versekering, van jou selfoon tot 'n oes. Ons doen beleggings. Beleggings is my gunsteling afdeling van die hele, dit is my spesialiteit gedeelte. En weer eens daar kyk ek altyd na alternatiewe maniere. Daai 45 pasta souse probeer ek daarso in te werk. As ek sommer 'n voorbeeld kan noem, daar's nou al die tradisionele maniere van beleggings, wat ons van weet, jou gewone anniteit of 'n tax-free saving of wat by die bank 'n paar rand in 'n 32-day notice sit, maar ons gaan soek weer ander goedjies, soos byvoorbeeld het ons toegang tot 'n belegging waar jy in beeste kan belê. Ek is self 'n groot voorstander van eiendombeleggings. Ek sê nou die dag vra iemand vir my, hoekom eiendom, dis so risky en al die goeie. So dit is een van die goed, as jy weet hoe om dit te doen. Daar's 'n paar reëls wat nagekom moet word, maar as jy weet hoe om dit te doen, is dit nie 'n risky belegging nie. En mense, ek het nou die dag lees ek 'n artikel, mense betaal 30% van hulle salaris aan huur. So as hulle sê altyd jy moet 15% van jou salaris wegsit vir aftrede. Ek doen beter as dit. Ek het 3 of 4 of 5 verskillende mense wat 30% van hulle inkomste wegsit vir my aftrede. En dis 'n interessante perspektief, né? Ek hou baie van eiendombeleggings. En jou huurders. Ja, baie van hulle. Ek hou van hulle ook. Ek sal hulle op die hande dra, want hulle maak seker dat ek 'n goeie goue jare sal hê. Ek het ook Jacques, hoe lank terug, 2019 dink ek, net voor COVID het ek 3 episode podcast gedoen, MBA in eiendomsbelegging, waar ek bietjie meer op die eiendomsbelegging uitgebrei het. En dit is min of meer boervin in 'n neutedop. Baie mense vra vir my ook, waarom Afrikaans? Die antwoord daarvoor is baie eenvoudig. As mense my sien golf speel of hoor Engels praat, neem hulle my nie ernstig op nie. So ek het besluit as 'n entrepreneur kan ek my lewenstyl self ontwerp, en ek hou toevallig van vellies en kortbroeke en Afrikaans praat. So boervin is nie 'n visboerdery nie. Dit is 'n finansiële dienstemaatskappy vir boere en Afrikaanse besigheidseienaars. Dit is waar ons hooffokus is. Ons sal geen mense wegwys nie. Ons doen besigheid met enige persoon, 'n individu, 'n professionele persoon. Jy hoef nie Afrikaans te wees nie, maar ons kan die meeste waarde toevoeg vir 'n Afrikaanse besigheidseienaar. So julle is nie net gefokus op iemand wat in aktiewe landbou werk, iemand met 'n stuk grond en wat groente plant of beeste slag of iets, is nie beperk tot dit. Nee, glad nie. So meeste boere is maar SMEs. Ons value proposition is heeltemal geontwerp vir daai boer, maar dit wat ons vir 'n boer doen is absoluut net so van toepassing op 'n ander besigheid, want tog is dit 'n boerdery is 'n besigheid. So ons value proposition is nie vir boere nie, dis vir besigheidseienaars hoofsaaklik. Hoe dinge verander, jy weet, as ons nou praat van die pasta souse en so aan. En 45 opsies. Hier is die $1 million question. Wat maak julle anders? Jy weet, wat bring julle anders na die tafel toe? Natuurlik Afrikaans belangrik, maar ek wil sê daar's baie ons wat Afrikaanse kaarte speel, wat eerder nie moet nie. En aan die ander kant is dit weer, ja, okay, ons bring verskillende ware proposisies, but what's in it for me to do business with you?
Ek's 'n awesome ou. Dit is Ek het jou ma se e-mail gekry. So. ja, my ma sal saam met my daar stem. My vrou nie altyd nie. Wat ek dink as ek nou is nou moeilik om van die kant van die tafel af te sê hoekom ek. Maar ek dink ons is fokus baie op die kliënt en die behoeftes van die kliënt. Ons het begin net as versekering, maar ons het vinnig gesien dat die behoefte daar buite is anders, die behoefte is meer. Die Landbank het 'n groot gaping gelos wat nie meer regtig aktief is soos wat hulle al was by die boere nie. So ons het gaan planne maak om te kyk hoe kan ons die boere en besigheidseienaars help met finansiering, en ons het finansiering deel van ons besigheid gemaak. Ons probeer regtig help daar waar dit die hulp nodig is. Ons het 'n totaal en al omtrent 'n one-stop finansiële shop. Ons het gesien die oom op die dorp is nie altyd so ingelig mee nie. So die oom van die groen versekeringsmaatskappy wat nou al vir Klim op old. Wat nou al vir al die jare nog die finansiële besluite beïnvloed, is nie meer so ingelig nie. So ons is hier in Pretoria gebaseer, maar ons diens ons kliënte landwyd met 'n hoë kwaliteit diens. Ernest, wat sou jy sê, kom ek gebruik myself as die voorbeeld, sê ek kyk nou YouTube en hier kom 'n advertensie op en hier's iemand wat my gaan leer om aanlyn my eie beleggings te bestuur. Ek gaan leer om in currency te trade en Bitcoin en jy weet op 'n internasionale effektebeurs. Wat sê jou advies vir my wees? As ek sê ek gaan nie nou na jou toe kom nie, ek gaan hierdie kursus klaarmaak. Gaan my 'n paar rand kos, maar dan doen ek dit self en ek hoef nie daarvoor te betaal nie en ek kan sien wat met my beleggings gebeur. Wat sê jy vir my? Wel, ons moet ook erken en eerlik met mekaar wees dat dit raak makliker vir mense om actually hulle belegging self te hanteer. Daar's goeie goeders daarin. Ek dink dit is baie goed om die krag terug in jou kliënte se hande te sit. So daar is platforms wat dit actually makliker maak. Dis nou nie Bitcoin tipe goed waarvan ek nou praat nie, of currency trading nie. Maar ek hou daarvan. Ek hou daarvan as mense goeders probeer. Ek self het al 'n forex kursus gedoen om te sien hoe dit is en te kyk of kan ek self trade. Ek kan nie. En daar is ook dan die antwoord. Ja, so ek het probeer forex trade, ek het 15.000 rand se skoolgeld betaal op die kursus, never mind toe nou daarna 'n bietjie geldjies belê. Maar Ernest, jy wat nou in die finansiële bedryf is, ek het al soveel stories gehoor. Ek wil die vraag vra, is daar iemand wat kan met forex trade, of is dit ek wil sê nie digitale, is dit daai snakes will salespeople, is dit 'n foefie? Ek weet nie, ek dink baie van die bemarkers daar buite wat forex pakkette verkoop, is baie ryk oor dat hulle forex pakkette verkoop. Ja, ek praat met soos MLM skemas, weet jy, die geld lê in die verkoop van die persone en nie die actual produk nie. So dis ook gewonder het oor die forex trading. Dit gaan oor die kursus en die mense wat dit doen. Ek ken 'n toevallig ou wat 'n forex trader is. En is baie interessant, en dit is 'n kliënt van my eintlik, die een boetie. En hy het vir my eendag gewys wat hy onder andere doen, is vir my baie interessant gewees, is hy het hierdie, sy uitdaging is hoe meer boere kan hy kry, wat hom vertrou natuurlik. Maar hy stuur 'n verslag hy WhatsApp 'n verslag uit, elke dag. So hy gaan vat die markanalise, hy interpreteer dit, en hy sê vir die kliënt, dis wat aan die gebeur is, hier is wat ek dink. Dis wat ons al gesê het ook met finansiële beplanning, jy weet wat's missing in terme van tradisionele boekhouding. Jou rekenmeester gee vir jou state, nou wat nou? Hy daag net op omdat jy die bly goed kan teken, versus elke maand hier's vir jou opsomming, hier's jou 5 of 6 key, soos ek sê die traffic light, hier's groen lig, rooi lig, dis wat in jou besigheid aangaan, en ek is 'n professional, ek sê ek sien hierdie goed en ek stel voor, kyk na hierdie 3 areas vir die volgende 2 of 3 maande byvoorbeeld. So ek wil vir jou sê, daar is waarde daaraan, maar ek hoor wat jy sê, maar nee, daar is ernstig ouens daar buite, en dis die ding, hulle help hulle kliënte om beter besluite te doen. Maar weer eens, daai ou is nie 'n konstruksie,
en dan lunchtyd dan trade hy gou Forex nie. Absoluut. Hy is 'n professionele persoon dan nou. En hierdie ou is ook 'n boersseun. Ja. So dit help. as jy weer eens do as I do, don't do as I say. Nee. So ja, daar's definitief geld te maak in Forex, nou dat ons daarop vinnig so 'n bietjie hamer, maar ek het besluit, ek het dit probeer, gekyk hoe dit werk, dit is nie vir my nie. Ek hou van goeders, van beleggings wat ek ook verstaan, en 'n ding soos eiendom, ek kan dit verstaan. Ek verstaan nie Bitcoin nie, konsep maak nie vir my sin nie, vir ander mense maak dit dalk sin, en dan kan jy dalk bietjie daarna kyk, as 'n ek weet nou nie wat die mooi woord daarvan is nie, maar met daai bietjie FU money. Spekulasie Daai geldjie wat jy nie worry om te verloor nie, sit hom daarin, maar jou regte langtermynbelegging, ek weet nie, ek sal versigtig wees. Maar is die fondasie dan nie, Ernest, om te sê, waar ook al jy in belê, maak nie saak nie, dan kan jy self dit ook doen, doen vat die tyd in die ondersoek en verstaan waarin jy belê. Ek dink dis die fondasie. Maak nie saak of dit Forex, Bitcoin, eiendom, want selfs eiendom, ek was self in die eiendomsbedryf, ek het 'n eiendomsagentskap gehad, en jy het nou vergemaklik sê, ja wel, ek het 5 eiendomme, 5 mense wat 30% van hulle inkomste gee. Ja, dis die bemarkingsstorie, dis die oulike storie, maar daar kom baie details saam, daar kom moeilikhede, daar kom ek wil die regte kontrak in plek. Daar's goeders wat jy moet doen om dit aktief te bestuur ten einde 'n goeie belegging te wees. Want ek het baie slegte beleggings met eiendom ook gemaak. En ek dink mens kan daai lyn deurtrek deur alle beleggings, is spandeer die tyd om te verstaan. En dan kan ek en jy 'n beter gesprek hê as my finansiële. Ek dink mense sit altyd die krag in die finansiële beplanner se hande alleen en sê, hier's my geldjie, maak met dit, en ek dink dit moet meer van 'n vennootskap wees. Absoluut. Ek stem 100% met jou saam dan. Ek dink dit is baie nodig om, soos dit jy nou sê, selfs al gee jy jou geld vir jou adviseur of jou makelaar, wie ook al, en jou geld word belê vir oor 30 jaar van nou af, dis nog steeds nodig dat jy moet verstaan, waar is daai geld belê en waarom gaan dit groei? Is dit in wat is dit belê? Ek meen, jy kry baie bateklasse, en in watse bateklasse is jou geld belê, en is dit belê vir die langtermyn? Byvoorbeeld, 'n ding wat ek baie klem op sit is, hoeveel van jou geld wat belê is in Suid-Afrika belê, en hoeveel van dit is internasionaal belê? Het jy internasionale blootstelling in jou portefeulje? Want ons Suid-Afrikaanse mark is omtrent 0.5% van die globale ekonomie. So as al jou geld net in Suid-Afrika belê is, het jy maar net blootstelling tot 0.5% van die groeiende bates daar buite. En is dit die beste 0.5 in die wêreld? Ek twyfel. So mens moet natuurlik kyk dat jy internasionale blootstelling het. Private equity, ek weet nie wat is die mooi woord, Afrikaanse woord, want privaat aandele, miskien, ek weet nie, maar dit klink net nie reg nie. Ek dink meer mense weet wat private equity is jy mag van jou aftreegeld mag in private equity beleggings wees. So basies wat private equity is. Is dit daai Section 12J venture capital? Nee. So Regulation 28 is wat sê waarin mag jou aftreegeld belê word en waarin nie. So dit het nou jou global exposure het nou verander van 35 na 45% toe. So jy mag 45% van jou aftreegeld mag buite die land belê wees. Maar dit is nog steeds deur jou normale groot maatskappy. Jy betaal jou debietorder elke maand en daarvan af gaan die geld nou waartoe dit moet. Die dag wat jy aftree is alles weer terug en weer in jou bankrekening. So jy vat nou nie jou geld fisies. So jy praat nie van 'n trust in Mauritius en ons nee. swift die geld sien toe en dan doen ons ding en bring ons dit weer terug. Nee, jy praat van iets plaaslik, iemand anders sien om na die geld uit en in en presies al die voldoening aan al die wetsvereistes en so aan, anders raak dit complicated, right? Anders raak dit baie complicated, ja. En daar is 'n plek vir daai complicated, as jy miljoene het wat jy weet vir langtermyn is, jy gaan nooit 10-1 daai geld nodig hê eers nie. Dis vir erfdoeleindes of wat ook al, is dit 'n goeie idee om daai geld dalk in die Mauritius Trust te gaan sit. Maar ek dink meeste entrepreneurs wat geld spaar dit
vir 'n dag wat jy dit nodig het, of vir wanneer jy weer in iets anders wil belê, of jou besigheid uitbou, en dan is dit baie nodig om die geld beskikbaar te hou, en naby te hou. Ek het so vinnig geraak aan private equity, so dit is nie gekoppel aan die JSE nie, so dit is 'n privaat maatskappy. So wat die JSE gevaarlik maak is wanneer die minister van finansies iets stupid sê wat in ons land nogals kan gebeur. Of as daar Rusland oorlog maak, allerhande soeke goedes beïnvloed ons aandelebeurs. En al jou bates wat jy het in die aandelebeurs gaan dan af. Maar private equity is nie gebind aan die aandelebeurs nie. En baie keer byvoorbeeld, soos nou die beeste, jou beefprys gaan nie af as Rusland oorlog maak nie. Jou beefprys gaan dieselfde bly en jou belegging gaan inteendeel groei in so 'n tyd. So wel, hy kan ook opgaan. Ek dink dis vir jy mens moet verstaan want as jy nou gaan en dis hoe ek sê mens moet verstaan wat die wêreld aangaan in jou belegging. As mens gaan kyk soos tipies graanpryse en goeder gaan op. Soos jy weet want Oekraïne het 'n sekere in die value chain het hulle 'n sekere funksie wat hulle verrig. So as die private equity company wie jy bestee of geld het, daai need kan vervul of weet mens moet verstaan globaal wat gebeur. En ek dink en dis hoekom ek dink as jy praat van private equity, dis nie so volatile wat jy wisselvallig nie. Maar weer eens verstaan wat is die unique selling proposition van die company of die private equity waar jou geld is, sodat jy kan verstaan om dit te skuif ook as daar dalk 'n Oekraïne Rusland ding is, want die hoofding is petrol of olie en die prys gaan so opgaan, so weet mens moet ek weer eens ek dink mens moet verstaan. Ja, ek dink ek koop 'n bietjie in die mense in. Is dit nie die geval nie waar in die JSE sal jy net 'n nommer inkoop of die top 50 of so iets, waar met private equity is dit weer maar ek ken die bestuurspan. Ek verstaan wat hulle kan doen. Ek weet daar's 'n bietjie meer van 'n intimiteit, ek weet nie. Dit is heeltemal die geval. En jy moet die persoon wat jou adviseer daarop ook vertrou. Dit moet iemand wees wat jy weet jy 'n pad mee kan stap. Dit was nou min of meer die beleggingsgedeelte. 'n Ander aspek waarop ons ook baie waarde toevoeg vir ons kliënte en ek dink ek sal definitief in die toekoms baie hierop fokus is dan succession planning. Opvolgerbeplanning, dink ek is die woord daarvoor. Want dit is 'n groot leemte op hierdie stadium, veral as ek kyk na die boere en besigheidseienaars is, wat gebeur met daai besigheid wanneer jy nie meer daar is nie? As die bus jou môre trap, wie kry die besigheid? As jy 'n vernoot het, gaan jou vrou die aandele erf en ewe skielik in jou besigheid ingaan of gaan jou vernoot die aandele uitkoop? Daai tipe moeilike gesprekke wat die harde vrae wat ons vra om seker te maak as jy klaar besigheid met ons gedoen en dat jy weet wat gaan gebeur in die worst case scenario. Ek dink so vinnig oor die beleggings wat ons oor gepraat het, moet ek net vinnig daai disclaimertjie sê, hierdie was nie enige finansiële advies nie. Hier is bloot vir interessantheid gewees. En dit is my storie. Ek wil net aan 'n laaste punt daar aanhak is my opvallend is veral wanneer mense shareholders agreements opstel en mense is nou okay, ons wil nou vorm en rigting en struktuur gee aan hierdie samewerking tussen ons, dan dikwels jy weet, hoewel kom ek stel liewer so dat dit gebeur nie elke dag dat die opdrag insluit hoe eindig hierdie ding nie. Dis meer om dit in stand te hou. Dis dikwels die uitkyk. Ek veralgemeen, maar ek bedoel om die veralgemening te beklemtoon dat dit is meer sinvol om te begin met die einde in gedagte. En wanneer jy 'n besigheid ook begin, moet nie net praat van ons gaan soveel geld maak en ons gaan hierdie doen en dan daai doen en so nie. Meer okay, kom ons plot die 5 of 10 moontlikhede, waarskynlikste moontlikhede uit van hoe hierdie ding gaan eindig. En ons maak seker ons het daarmee vrede gemaak. En ek kan presies as jy van daar af kan terugwerk, is baie keer meer sinvol, jy weet, as wat jy net ingaan en jou bes doen en ja. Absoluut. Met belegging ook so, nee, jy wil met opvolgbeplanning. Hoe kom ons hier uit? Wat help dit my dogter erf 'n plaas met 'n boerdery as 'n besigheid wat sy eintlik niks meer kan doen nie. Ons moet daai plaas verkoop, ons moet die besigheid oordra terwyl hy nog waarde het ensovoorts, reg? Yes, absoluut. En met beleggings presies, dit is mense vra baie keer waarin moet ek belê?
Wel, waarom wil jy belê? Dit is Nie om dit op die radio gehoor het nie. ja. En ek wil daar sê wrap it up. Ek dink soos jy nou gesê het, ons gaan hierdie nou uitpak oor die volgende paar weke en is vir my weer eens interessant hoe die finansiële beplanning, hoe nou dit saam gaan eintlik, nê? Veronderstel met regsaspekte. En daai beplanning gaan in 'n stukkie papiere, nê. So dis my dis 'n ding wat nagelaat word. So ons sien uit om dit 'n bietjie te unpack en natuurlik veral ook die eienoms die verskillende beleggingsgeleenthede wat nie met groen en blou ouens te doen het en wat die ander Absoluut. kleurblind, so ek weet nie wat is hulle regte kleure nie. Gele. Kille. Natuurlik. Hoorie so, dankie dat jy geluister het. So ouens, dankie vir jou tyd. Ons natuurlik ons eerste program, soos die Engelsman sê, bear with us. Ek dink ons gaan ons skouers gaan sterker word. Ons gaan ons tande slyp. Was lekker geweest. Ek sien uit om met julle hierdie pad te tackle en ek sê hierso is tot internet, wat is die woord? Dominant. Onder Amen. Amen. Julle moet 'n heerlike naweek hê en julle moet 'n heerlike week hê en ons sien uit om weer met julle te gesels volgende Vrydag 6:00. Adios amigos. Was hy lekker Dankie. julle? Goed gaan. Happy Friday. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Soek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.